Goeiedag, baie welkom by hierdie erediens. Mag jy, waar jy ook al is, ervaar dat jy deel van 'n groot geloofsgemeenskap is, wat ook saam die Here aanbid. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons deel van 'n geloofsgemeenskap kan wees. Dankie dat ons weet dat U hier teenwoordig is. Dankie dat ons deel van U liggaam kan wees. Dankie, Here, dat U by ons is in voorspoed en in teëspoed. Ons wil bid dat U vanoggend ook die woord sal oopmaak en dat U met ons sal praat. In Jesus naam. Amen. As daar een ding is wat ons mense vandag nodig het, is dit geloof. Geloof in God wat in beheer is. Geloof dat hy sal doen wat hy sê. En ook geloof om te waag om die goeders te doen wat hy van ons vra. Hier in die 30er jare, so vertel die storie, was daar 'n man gewees met die naam Koos Skalari. Nou of hy regtig daar was, weet ek nie, maar is in elk geval 'n goeie storie om te vertel. Vertel, as jy in die Kalahari gery het, eintlik gestap het, en dan kom jy ergens na jy redelik lank gestap het, by 'n ou geroeste waterpomp af. En hierdie waterpomp lyk sleg, jy het nie 'n klou of die ding gaan werk nie. Aan die waterpomp, sy handvatsel hang daar 'n blikkie bakpoeier, Royal bakpoeier, aan 'n blou draad vasgemaak. Binne in die blikkie is daar 'n papier. As jy die papier lees, dan staan die volgende daarop. Sê hierdie pomp is op 1 Junie 1932 gediens. Ek het 'n nuwe leerwaster ingesit. As die pomp lank gestaan het, raak die waster droog. Dan moet dit geprime word. Onder die wit klip is daar 'n bottel met water. Dis genoeg om die pomp mee te prime. As jy eers van die water drink, is dit nie genoeg nie. Gooi 'n kwart van die bottel in die pomp se pyp af, sodat die leerwaster nat kan word. Gooi die res van die bottel in die water in, en pomp die handvatsel vinnig op en af. Jy sal water kry. As jy genoeg water gekry het, maak weer die bottel vol en sit dit onder die klip vir die volgende ou. Geteken, Koos Skalari. Nou, as dit jy was, wat sou jy gedoen het? Hier kom jy aangestap, moeg, dors, jou water is op. Sou jy die water onder die klip gedrink het, en dan maar 'n kans gevat het vir die res van die pad? Of sou jy hierdie ou wat hier geteken het, Koos Skalari, sou jy gedoen het wat hy gesê het? En wie is hierdie ou nou? Dalk ken jy hom nie eers nie. Moet jy nou glo wat hy geskryf het? Daar's een manier om te weet, en dit is om dit te gaan doen. Hier in die jaar ongeveer 850 voor Christus, was daar in 'n klein dorpie in die noorde van Israel, was daar 'n weduwee gewees. Daar was hongersnood, die land was kurk droog, een of ander profeet ergens het vir die koning gaan sê die hongersnood kom, en nou is dit hier. Haar kosvoorrade het opgeraak, klein bietjie olie, klein bietjie meel wat sy oorgehad het, en sy het hierna gekyk en gesê, kom ek maak maar vir my en vir my seun, ons laaste koekie, broodjie, en dan moet ons nou maar wag om dood te gaan. En sy maak so, sy gaan uit, en daar by om hout te gaan kry. En daar by die put, hier aan die buitekant die dorp, kry sy 'n man. En die man sê vir haar, mevrou, ek is dors,
wil jy nie asseblief vir my net by jou huis 'n bekertjie water gaan haal nie? En sy dink, verdekselse man. Verstaan hy dan nie? Maar met haar laaste bietjie oordentlikheid draai sy om en sy gaan terug om vir hom water te gaan haal. En so met die omdraai roep hy agter haar aan. En hy sê vir haar, en kan ek amper sê, so by the way, bring asseblief vir my 'n broodjie saam. En dan sê sy vir hom, so waar as God leef, dit is vers 12 in 1 Koning 17. Ek het niks behalwe 'n handvol meel en 'n kruik en 'n bietjie olie in 'n fles nie. Ek was juis besig om 'n paar stukkies hout bymekaar te maak. Dan gaan ek binne toe en berei dit voor vir my en my seun, sodat ons kan eet en sterf. Maar die man hou nie op nie. Hy hou aan en hy sê vir haar, vers 13, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Gaan binne toe en doen wat jy gesê het. Maar maak net eers vir my 'n klein roosterkoekie daarvan en bring dit vir my. Vir jou en jou seun kan jy daarna iets voorberei. Want, so sê die Here, die God van Israel, die kruik met die meel sal nie leeg raak nie, en die fles met die olie sal nie leegloop nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde gee. Nou, as jy die vrou was, wat sou jy gedoen het? Vir jou en jou seun die roosterkoekie gaan maak het? Of hierdie ou wat hier sit, wat jy van geen kant af ken nie, wat vir jou 'n boodskap van die Here gee, en jy weet nie eers of hy die Here ken nie, sou jy hom geglo het? Daar is net een manier om te weet. Sy moes gaan en sy moes waag om dit te doen. Nou, verweef met hierdie storie van die weduwee, is daar nog 'n storie. 'n Storie van 'n profeet Elia. Die Here het met hom gepraat. Vers 8 sê, die woord van die Here kom toe tot hom. Maak gereed, gaan na Sarfat, want wat aan Sidon behoort en bly daar. Kyk, ek het 'n weduwee beveel om jou van kos te voorsien. Nou, moet jy 'n paar dinge mooi verstaan. Die profeet Elia het in daardie tyd, 'n jaar of 2 gelede, na koning Agas toe gegaan. Koning Agas was van die slegste konings wat Israel gehad het. En hy het vir hom gaan sê, die Here sê, hier gaan hongersnood oor hierdie land kom, tot hier bekering kom. Agas het gesê, vir jou maak ek dood. En Elia het gevlug. Ernstig 'n spruitjie gekry, wat daar 'n bietjie water gehad het, daar maar kamp opgeslaan, in die woestyn, en daar gebly, en die Here het vir hom op 'n manier begin sorg. Die kraaie het gekom, en so vleisie gebring, en ietsie aangebring. Maar toe raak die spruit op, droog. En Elia sê, wat nou? Ek kan nie sonder water lewe nie. En dis toe, dat die Here vir hom sê, Elia, daar is 'n weduwee ergens in 'n dorpie, die dorpie Sarfat, daar in die noorde van Israel, gaan soontoe. Sy sal vir jou sorg. En Elia dink, regtig Here, 'n weduwee? Ek weet en u weet, wat is die toestand van weduwees? Hulle is van die armstes. Hoe gaan sy vir my sorg? En dan kry jy die twee wat by mekaar kom. 'n vrou wat nie weet nie,
wat moet waag, en 'n profeet wat woorde sê wat hy nie eers weet of dit gaan uitkom nie. En hier is hierdie twee bymekaar. En dan, wat gebeur? Sy het toe gegaan en gemaak soos Elia gesê, dis vers 15. En sy het geëet, sy en hy en haar huisgesin, dae lank. Die kruik met die meel het nie leeg geraak nie, en die fles met die olie het nie leeg geloop nie, ooreenkomstig die woord van die Here, wat hy by monde van Elia gespreek het. Hoe het hulle geweet? Hulle het gewaag, die Here op sy woord geneem. En nou, jy? Ek weet nie waar jy is, ek weet nie wat jou omstandighede is nie, ek weet nie of jy op moedverloorse vlakte soos die weduwee is nie, ek weet nie of jy wonder oor die Here, soos Elia, waar die Here vir hom gesê het, gaan, en daar is iemand wat gaan sorg. Ek weet nie wat jou omstandighede is nie. Ek weet nie wat jou bekommer nie. Ek ken nie jou omstandighede nie. Maar ek weet, die Here is daar. Ek weet, die Here sorg. So 2000 jaar gelede was daar 'n man wat gesê het, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Glo jy hom? Daar's net een manier om te weet of hy die waarheid praat. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, sê Jesus, en ek gee vir jou rus. Waag dit om na hom toe te gaan, en waag dit om jou oë oop te maak, en te sien hoe dat hy by jou is, wanneer dit goed gaan, en ook wanneer dit swaar gaan. Amen. Here, ons is so bang om te waag. Ons is so klein gelowig. Ons sukkel partykeer om net na U toe te kom en by U rus te vind. Dankie dat U vir ons daardie rus gee. Dankie dat U die ene is wat sorg. Dankie, Here, dat U vir ons ook deur ons verstand, deur ander mense, deur ons ervaring, deur 'n klomp goed, ook wysheid gee, ook wanneer ons in moeilike omstandighede is. En dankie, Here, dat U vir ons nooit op hierdie pad alleen los nie. En daarom bid ons nou dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen sal wees. Amen. Goeiedag.